Goeiedag, is altyd 'n voorreg om so saam met u te kan wees en wanneer ons die woord oopmaak, dan bid ons dat die Heilige Gees dit vir ons sal oopbreek, dat ons dit sal verstaan, dat ons sal toeëien en ook sal uitleef. Ons is besig met 'n reeks oor die openbaring van God van Genesis tot Openbaring met so 'n bietjie perspektief van die koninkryk. Ons volg op die voetspoor van 'n kursus die koninkryk van God is die kursus se naam, was saamgestel deur The Word Transform. Dit gaan oor die openbaring van God, maar 'n bietjie uitgezoom, om te gaan sê, God is almagtig, God is groter as wat ons ooit sal weet en ken, en tog bepaal God dat hy iets van homself wil openbaar in die woord. Hy skep 'n bedeling hier, die aarde, en hy skep die mens op hierdie aarde in 'n verhouding met hom as verteenwoordiger van hom, en so deur sy handelinge met hierdie mens, en met sy volk op die ou end, deur eeue heen, openbaar God wie hy is. Soos ek gesê het, ons kyk bietjie deur die bril van die koningskap van God, hy wat heers as koning, hy bepaal, hy was voor die bedeling, hy sal na hierdie bedeling wees, en hy is in beheer. En ons sal sien dan, dis wat ons gesien het ook nou verlede week, as telkens hierdie gedagte, waarin hierdie verskillende dele, of seisoene, of bedelinge noem dit dan maar, binne die openbaring van God, waar het gaan oor God, God se handeling, God se heerskappy, met die mens wat hy geskaap het, en die volk wat aan hom toegewy is, sy kinders, binne 'n bepaalde plek en ruimte, aan die begin die paradys, dan daar buite, tot op die ou end, in die ewige heerlikheid in die hemel. Ons kry hierdie openbaring alleen maar omdat God kies om dit aan ons te openbaar. Het gaan nie oor alles wat ons wil weet uit nuuskierigheid of wat ons interessant vind nie, maar het gaan oor God wat kies wat hy wil openbaar oor homself, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan en ons roeping kan vervul. En dan kies God dit om nie dit te doen deur 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar en ook nie net bloot deur een persoon nie, maar hy, die Heilige Gees, inspireer mense, 40 skrywers, oor eeue om sy woord neer te skryf en so homself te openbaar. En die openbaring van homself gaan juis in verhouding met sy kinders en hoe binne 'n bepaalde plek en konteks hoe hy met hulle handel en homself op so 'n manier openbaar. Ons het verlede week gekyk na die oorspronklike geskape koninkryk, Genesis 1 en 2. Skepping wat perfek geskape is deur God, wat inderdaad die skepper is, soos hy dit bedoel het, hy het die mens geskape met die lewensasem in hom ingeblaas, anders as diere. Hy is na die beeld van God geskaap, die mens is as die beeld van God geskaap as verteenwoordiger met 'n taak en 'n roeping in verhouding met God, en so is die skepping in harmonie in verhouding met God, met jouself, met mekaar en met die skepping. En dan die tweede plek, het ons ook verlede week gesien, die gevalle koninkryk. Daar is Adam en Eva wat in rebelsheid en hoogmoed en ongehoorsaamheid nie meer onder God wil wees soos hulle geskaap is om te wees nie, maar soos God. 'n Mens is nooit bedoel om self te regeer of om self te bepaal of in beheer te wees. En wanneer hulle daarteen rebelleer en ongehoorsaam is, dan loop alles skeef. En dan word al hierdie verhoudinge ook verbreek. En dan sien ons hoe dinge net een ding na die volgende ding toe lei, totdat die mensdom eintlik so sondig is dat die Here sê, maar ons begin oor in Noag, en die sonvloed vind plaas. En selfs daarna, wat die mense steeds in hoogmoed ook die toring van Babel wil bou, en hy versprei hulle oor die hele aarde. En dan die derde deel, wat ons besonder vandag gaan kyk, is die beloofde koninkryk. God wat as dit ware nie begin met Abraham, wat 'n verbond sluit met hom en sê, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. En Abraham wat dan na die beloofde land toe trek, ons weet Abraham, Isak en Jakob, en in Jakob word op die ouend Israel, en Israel het 12 seuns, en dan Josef, wat nou eintlik die witbroodjie is, word op die ouend verkoop na Egipte toe, maar dis God se beskikking, want juist toe daar hongersnood in by sy ouers se huis is, het hulle na Egipte toe gekom om kos te kan kry, maar dan bly hulle in Egipte vir 400 jaar. Beloofde koninkryk, verbond met Abraham. En dan wat ons ook vandag gaan kyk, die onvolledige koninkryk, wanneer hulle verlos word, die volk Israel verlos word, uit die slawerny, terug na die beloofde land, maar onvolledig, want hulle sê, nee, dis te moeilik, daar's reëse, dit gaan nie werk nie, hulle glo nie, dat die Here hulle kan red nie, en hulle dwaal, en hulle word teruggevat, en hulle swerf 40 jaar in die woestyn rond, en almal bo 20 sterf uit, behalwe Josua
en Caleb. So ja, onvolledig ook in die sin dat hulle nie die beloofde land intrek nie, alhoewel hulle uitgelei is uit die sonde en God 'n verbond met hulle sluit. En dan gaan ons in die week, volgende week kyk na, en waarskynlik oor 2 weke, dat die geprofeteerde koninkryk, daar waar hy beloofde land op die ouend intrek, maar hoe hulle afdwaal agter gode aan. Dit is eintlik die tyd van die koningskap van Saul en dan daarna Dawid en Salomo, maar Salomo wat eintlik die volk begelei op afgoderry, omdat hy self verlei word tot afgoderry deur sy 1000 vrouens. En dan is daar 'n split, die 10 stammeryk, waar nie een van die 20 konings die Here dien nie, en hulle word weggevoer na Assirië toe. En Juda, die 2 stammeryk, waar net 8 van die 20 konings gedoen het wat reg was in die oë van die Here, alhoewel hulle ook foute gemaak het. Maar die volk bly ongehoorsaam en hulle word weggevoer in ballingskap. En ja, die Here gee genade dat hulle ook weer 'n deeltjie terugkom na Jerusalem toe na 70 jaar en daarna. Maar dan kry ons die 400 stil jare tussen die Ou en die Nuwe Testament. En dan kom ons by die teenwoordige koninkryk. Met ander woorde, eintlik daardie hele gedagte van God met ons. Christus se koms na hierdie aarde toe, die fokuspunt van die Ou Testament, dit waar hy die Nuwe Testament ontplooi. Hy kom en betaal vir ons sondes, hy koop ons vry tot 'n hemelse burgerskap. En dan gaan ons die week daarna ook kyk na die aangekondigde koninkryk. En dit gaan juis oor die reeds en nog nie. Na die hemelvaart van Jesus Christus tot met sy wederkoms, het ons hierdie deel waar dit reeds is, ons het reeds die verlossing, maar ons is nog in ons vlees, ons is nog in hierdie wêreld. En daarom het ons 'n stryd om te wees wat ons eintlik reeds in Christus is, die laaste dae, en dan heel laaste natuurlik die volmaakte koninkryk, wanneer daar weer volkomendheid is na die tweede koms van ons Here Jesus Christus. Vandag net bietjie meer in detail, die beloofde koninkryk, geskape, gevalle, die beloofde. Ons het gesien dat daar was volmaakte harmonie. Die mens wat eintlik bedoel is, en steeds vandag ek en jy is bedoel om in 'n verhouding met God te leef. Ons is geskape om in 'n verhouding met God te leef. Ons is geskape om in gehoorsaamheid aan God te wees, dat hy God is en ons hom erken as God. Hy bepaal ons lewe. Ons is nie bedoel om ons eie lewe te bepaal. Ons is bedoel om as verteenwoordiger te regeer in die skepping, hom te verteenwoordig. Maar na die sondeval is alles gebreek. Verhouding met God is gebreek, verhouding met self is gebreek, is skaam. Wat ons gesien het ook in Genesis, hulle blameer mekaar, die verhouding met mekaar is vertroebel en die verhouding met die skepping is vertroebel met dorings en distels en die werk wat in moeite en swaar kry gedoen gaan word. Sien ook hoe dit eskaleer en eintlik maar hoe Kain vir Abel doodslaan. En tog selfs daar sien ons hierdie genade, dat Kain nie doodgemaak word nie, maar dat hy wel moet rondswerf, maar hy word nie doodgemaak. En dan, soos ons later net nog gesê het, dan almal word verdelg as gevolg van die goddeloosheid en Noag bly oor. En die Here red hom deur die ark, deur die sonvloed. Maar weer eens genade dat die Here nog steeds vir Noag red en dat hy nuut begin. En wanneer hulle selfs met die toring van Babel en hoogmoed teen God rebelleer om hierdie toring te bou, dan vernietig God hulle nie, maar versprei hulle. Telkens sien ons hierdie siklus van God gee en God begin, die mense rebelleer, daar's negatiewe gevolge, maar God bly getrou. Dit is eintlik die Openbaring dwars deur die skrif wat ons kry van God wat gee, genade eers gee, die mens wat in ongehoorsaamheid hom nie erken nie, die negatiewe gevolge, maar God bly getrou. Maar na hierdie sondeval, na alles so skeef geloop het, in hierdie gebrokenheid, sien ons God begin 'n nuwe fase. Ons lees daarvan in Genesis 12. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot seën wees. Ek sal seën wie jou seën, vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Wat ons nou weet op die ouend uitloop in die koms van Christus en die redding vir nasies, vir elkeen wat aan hom glo. Abraham het weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêensboom. Daardie tyd
het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn. En hier sien ons, God sluit met Abraham 'n verbond. 'n Verbond is eintlik maar 'n ooreenkoms tussen twee persone binne 'n noue verhouding. En daar's voorwaardes vir so 'n verbond, en dan is daar ook seën as jy jou hou aan die verbond en straf as jy nie jou hou aan die verbond nie. Maar tog, hierdie verbond is nie tussen twee gelyke partye. Dis God wat eintlik die verbond sluit. En Abraham is amper maar net daar. God wat homself verbind aan Abraham en die seëning beloof. En dis hoe dit begin hier in Genesis 12. Dit is so 'n deel van die eintlik 'n voortdurende openbaring deur die skrif. As ons nog gaan 'n bietjie uitkyk en sien hoe loop die openbaring, dan is dit so telkens. Dis eerstens God wat homself verbind. Dis eerstens God wat homself neerbuig tot die mens. Dis God wat die handeling is en enige reaksie van die mens kom vanuit God se aksie. Dit is eintlik uniek aan die Christelike geloof, dat dit nie verdienste is nie, maar eers genade, eers ontvang, eers iets wat God doen, wat dan oproep tot 'n teenreaksie of tot 'n dankbaarheidslewe. Maar die Here sluit hierdie verbond en hy beloof aan Abraham 3 dinge. Hy beloof 'n groot nasie, mense wat binne die verbond sal lewe en moet lewe. Hy beloof 'n land en hy beloof 'n seën, dat Abraham 'n seën vir die mense sal wees. En dat juis, ja, soos wat die nageslag van Abraham op die eind uitloop tot in Christus, dat die mense wat nou ja, met die toring van Babel gerebelleer het, dat eintlik die redding weer tot al daai nasies kom, sodat elkeen wat in Christus glo, die ewige lewe kan hê. En hierin moet ons dan sien, dat dit gaan eerstens oor God. In die verbondsluiting in sy plan met die mensdom gaan dit oor sy raadsplan. Sy pad met die mens. Dis wat mense dit ook sien in die Nuwe Testament, Efesiërs 1. Hy het kragtens sy besluit en voorgeneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. In Christus het God se genade weer tot alle nasies gekom. Vers 11, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit al vooruit bestem het. So het hy hom dit voorgeneem by wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. En so gee die Here ook hierdie, wat hy die belofte gee van in Abraham sal al die nasies geseën word. En so sien ons die seën kom ook vir die nasies in die Here Jesus Christus. Hierdie verbond, hierdie nuwe begin van die Here met Abraham, word verder omskryf in Genesis 17. Daar staan, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en gesê, ek is God die Almagtige. Dit is eintlik maar waaroor gaan. Die Here openbaar eers iets van homself. Hy is die Almagtige. Hy bly God. Hy het nie 'n gelyke nie. Hy is die een wat op die ouend bepaal. En daarom eintlik die verpligting wat daarna volg om te sê, lewe naby my en wees opreg. Vers 2, ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom, so wat ons net ook gesien het. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou, jy sal 'n vader wees van 'n menigte nasies, jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou 'n vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak en ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond sonder versie. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou naaste en alle geslagte. Dit is die blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. So weer is dit eensaidig. Dit gaan oor God se handeling. God is die handelende een. Ons dink ook aan in Openbaring 21. Heel op die einde met die nuwe Jerusalem, dan staan daar, toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Dan oor dit deur die eeue gaan dit oor hierdie verhouding. Van die begin tot einde openbaar God hom as die God van verhouding. Al in daardie verhouding wat eensaidig eintlik begin van God se kant af. Vers 8, Genesis 17, en ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting. Ek sal hulle God wees. Weer daai tema, God in verhouding met sy volk in 'n bepaalde plek. Dwars deur die skrif sien ons God se openbaring daar.
Miskien net, hoe word jy deel van die verbond? Want deur hierdie verbond kom die genade tot alle nasies. Maar hoe word jy en ek deel van die verbond? Daardie verbond wat eintlik van Adam af, van die skepping af daar bestaan en tog verder omskryf word en duideliker gemaak word met Abraham. Dat dit God is wat die verbond sluit, dis nie gelyke partye nie, maar hoe is ek dan deel? Nou eerstens moet seker vra, hoe was Abraham dan deel? En dan sien ons daar in Genesis 15 vers 6, Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens sy wil van die Here gehandel het. Geloof wat oorgaan in dade. Geloof, dis die rede. Ook die besnydenis wat dan nou teken van die ou verbond is, wat teken is van die ou verbond van God met sy volk. Dit dui nie maar bloot op uiterlike teken nie, maar op geloof. Ons sien dit in Romeine 4 vers 11, daar staan hy as Abraham, het die besnydenis as 'n teken ontvang, dis 'n seël, dan is versekering, dis 'n versekering wat bewys het dat God hom vrygespreek het, deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek, deurdat hulle glo. Geloof. Ook, ons dink baie keer, ja, dis nou God se genade in Christus, Nuwe Testament, en ons moet glo, maar ook in die Ou Testament, reeds het God hom openbaar, dat deur geloof het Abraham in die verbond, binne die verbond geleef en was hy ook gehoorsaam. Galasiërs 3 vers 6 sê ook, so was dit ook met Abraham, hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, in jou sal al die nasies geseën word. Dit staan in Galasiërs. Sien jy die eenheid in die boodskap van begin tot einde. Dis is die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Abraham het geglo, besnydenis was teken van sy geloof, later ook dan vir die kinders, die verbondsteken, in die verbond geleef, en ons kry deel daaraan deur te glo. Net as Paulus hier teruggryp van Galasiërs, teruggryp na Abraham toe, dan sê hy dit gaan nie net oor dan toe nie, maar ook hier en nou. God se verbond deur die eeue, dieselfde goue draad van God se genade, van die Godsopenbaring. Ook deel van hiervan is dat selfs in die Ou Testament het ons tyd hierdie persepsie van ja, hulle moes net 'n klomp goed doen. Maar hierdie verse dui ook daarop dat dit nie gegaan het oor 'n formalistiese uiterlike godsdienst nie, maar oor 'n persoonlike geloofsverhouding met God. Net so wat ons dan ook deel kry aan hierdie verbond, Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So geloof is in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Kind van God wees is dus nie bloot die optelsom van jou goeie werke nie. Jy kan nie uit jouself uit deel van die verbond wees en kind van God wees nie. Dis bloot deur die geloofsomhelsing van God en God se verbond met jou, wat jy kan wees wat jy oorspronklik geskape is om te wees. Maar dan kry ons Abraham nuwe verbond en hy gaan bly in die nuwe land Kanaan, en dan kry ons Isak en eintlik dieselfde beloftes aan Abraham word aan Isak bevestig, Genesis 26 vers 3 en 4, en dieselfde beloftes word bevestig aan Jakob, in Genesis 28 vers 13 tot 14, ja, die Here loop met elkeen in 'n nuwe, unieke pad, en ons kan daar gaan lees, elkeen het ook maar so 'n bietjie in die hek geduik, maar so loop die Here met elkeen 'n pad, en dan kry ons Jakob, Abraham, Isak en Jakob worstel met die Here by die Jabokspruit, en hy word sy naam verander na Israel toe, met 12 seuns, en die tweede laaste een, Josef, is hy net die gunsteling, hy word verkoop na Egipte toe, maar die Here lei en beskik dit so, dat juist toe daar hongersnood was, toe kon hulle na almal, die hele Israel en sy kinders kon na Egipte toe gaan om ook te kan oorleef. En dan bly hulle daar, ja, dis seker die vraag, hoekom het hulle daar gebly in Egipte? Maar so word dit 400 jaar, en so word hulle slawe vir die Egiptenare. Maar dan, na hierdie beloofde koninkryk met Abraham, Isak en Jakob, en hoe hulle op die ou end nou in Egipte land en as slawe daar bly, dan kry ons die onvolkome koninkryk. En word so genoem, want
Ja, die Here bly getrou aan sy verbond. En daarom stuur hy Moses om die volk uit Egipte uit te lei, nadat hy ook aan Moses verskyn met daai bekende woorde, ek is wat ek is. Nee, dit gaan oor wie God is, nie oor Moses en die volk, maar gaan oor wie hy is. Hy was, is, sal altyd wees. Hy bly in beheer. Ook deur al die fases wat die volk afdwaal en verdwaal raak weg van God af, bly God getrou en hy is op pad met sy volk. En juist omdat hy getrou is, bring hy verlossing en redding deur Moses en dan deur die 10 pla. Maar jy sal onthou ook 'n merkwaardige plaggie, die laaste een was die dood van die eersgeborenes. En dan as die engel deurgaan om ook die eersgeborenes dood te maak, dan word die bloed van die lam wat geslag is, word aan die deurkosyne gesmeer. En dan gaan die engel daarby verby. En dit dui juist daar reeds na die bloed van die lam, Christus, wat geslag is, sodat ons nie die oordeel ontvang. Weereens die goue draad van redding wat deurloop. Die Here red hulle uit Egipte uit hulle slawerny, terug na die beloofde land, maar eers stop hulle by die berg Horeb. Want dit gaan oor verbondsluiting, dit gaan nie maar bloot oor die land nie, dit gaan nie maar bloot oor redding nie. Maar ons lees daarvan in Eksodus 19. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte het die Israeliete in die Sinaï woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het hulle kamp opgeslaan in die Sinaï woestyn reg oor die berg. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek in Egipte gedoen het en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. God doen eerste. As julle my gehoorsaam en julle my verbond hou, sal julle uit alle volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. God doen eerste, dan sê hy, erken dit, leef in gehoorsaamheid, soos wat jy geskape is, en jy sal lewe. Moses het toe afgeklim na die leiers, en die leiers van die volk bymekaar geroep, en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord, alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het. God se genade, weer eens begin. God wat hulle red en verlos uit die slawerny in Egipte. Hy het hulle gedra tot hier. Hy bevestig hierdie verhouding met hulle. Maar ja, soos met Adam en Eva, moet hulle dit erken. Moet hulle in gehoorsaamheid daarmee lewe. En daarom gee hy Eksodus 20, wat natuurlik ook weer begin. Ek is die Here jou God wat jou die plek van slawerny begin het. Dis eers genade. God doen eerste. En dan sê die Here, maar leef in daai verhouding deur hierdie bepaalde gebooie na te kom. Hulle moet erken en onder God se gesag lewe. Dis waarvoor hulle geskape is, dat jy uit dankbaarheid leef vanuit dit wat jy ontvang het. En eintlik ook as die Here die 10 gebooie gee, dan sien ons dat die eerste 4 gebooie, eerste tafel van die wet, gaan oor liefde tot God, en die laaste 6 gebooie, tweede tafel, gaan oor liefde tot ons naaste, wat ons terugkry in Matteus 22. Ons dink partykeer so, dis 'n nuwe gebod, maar dit lê eintlik reeds in die wet opgesluit. So die wet is juist daar om te sê, God se liefde vir my dring my om God lief te hê, en daarom gee ek dit vir God terug. Ek is lief vir God, maar ook die skepsels van God, my medemens. En dis wat die funksie van die wet is, om vir jou te sê, hoe moet jy lewe as kind van God? Natuurlik weet ons ook dat die wet het ook die funksie van, as jy jou spieël teen die wet, dan kom jy agter, maar ek is sondig. En juist wanneer ek my sondes ken, dryf die wet dryf die wet my na die feit dat ek 'n sondaar is, en dit dryf my na Christus toe om 'n verlosser te hê buite myself. Christus alleen is die ware verlosser. Om die volk aan hierdie verhouding met die Here en die verlossing van God, dat hulle verhouding het met God, dat hulle verlos is deur God, dat hulle verpligting het teenoor God, om hulle daaraan te herinner en daarvan te verseker, gee die Here ook vir hulle spesifikasie en regulasies van hoe om die tabernakel te bou. Dit was 'n semi-permanente struktuur wat teken was van God se teenwoordigheid onder sy volk. So onthou, tent van samekoms waar Moses alles aangehoor het, was teken van die Here se teenwoordigheid.
nou die tabernakel semi-permanent en dan die tempel wat later gebou word en dan later herbou word. En dan ook in die Nuwe Testament dat ons, die gelowiges, is die tempel, die toonbeeld van God se teenwoordigheid, die besondere plek van God se teenwoordigheid op aarde. Amper iets weer van hier ook selfs in die tabernakel, nadat hulle verlos is uit Egipte, hulle is vry, hulle word bevestig in hulle verhouding met die Here, gaan dit oor, ja, ek het weer toegang, God is in hulle midde, en dis waarvan die tabernakel teken is. En tog is dit nog onvolkome, want hulle het nie vrye toegang. Hulle moet nog steeds deur die hoëpriester, wat een keer 'n jaar in die allerheiligste ingaan om die offers te bring, het hulle daar gekondig. Ja, God is daar, en hulle kan gaan, en tog is dit eintlik met Christus se kruisiging eers, dat die voorhangsel geskeur het, en dat daar vrye toegang is. So dis nog onvolkome. Ja, die hoëpriester, ook die Here stel so 'n ritueel, wat hy eintlik een keer 'n jaar doen, ons lees daarvan in Levitikus 16, waar die hoëpriester eers offer vir homself bring, en dan eenmal 'n jaar ingaan in die allerheiligste, om offers vir sy volk te bring. En daardie offer, dui weer op die eenmalige volkome offer wat Christus gebring het, nie deur 'n dier nie, maar deur homself. Die volkome offer waardeur ons vrygespreek kan word. En so sien ons hierdie die offerhande wat die hoëpriester eenmaal 'n jaar gebring het in die allerheiligste, hoe dit dui op Jesus Christus. Weer eens daai vooruitskouing na die offer wat Christus gebring het. Een groot boodskap wat fokus na Christus en wat vloei vanuit Christus. Ons het ook gesien, daar's twee tipes, of mens sien in die skrif, daar's twee tipes offers. Die een is die sondeoffer, wat erken dat jy jou sonde betaling nodig het. Maar dan is daar ook 'n brandoffer, wat ook betaling van sondes opgedui is, maar daar is ook 'n aanbiddingshandeling, wat aangedui het dat die een wat die offer bring, is toegewy, verbind en oorgegee aan God. En dit is wat die volk ook moes bring. By die tabernakel, waar die teenwoordigheid van die Here was, moes hulle hierdie offers bring. En so sien ons hoe die Here hierdie verbond, hierdie verhouding, en hoe hulle moet leef, as kinders van God, hoe hy dit net bevestig. Hulle was eintlik vir 'n jaar, omtrent 2 maande daar, voordat hulle die beloofde land kon intrek. Hulle moes leer hoe hulle binne verhouding met God elke dag lewe. Hulle moes anders lewe as die heidene nasies. Hulle moes lig wees vir die heidene nasies. Hulle moes God verteenwoordig ook in die heidene nasies. Lig wees. Nou, net wat ons in Matteus 5 staan daar vers 13, dat ons moet die lig wees vir die nasie. Dis dieselfde tema wat oor en oor herhaal. En daarom bevestig die Here so die verbond, die verhouding, wat hulle moet doen, want hulle moet anders wees as die nasies, hulle moet 'n lig wees vir die nasies, soos ek en jy ook vandag. Maar, toe die beloofde land moet intrek, nee, dit is te moeilik, daar's reëse, nee, dit gaan nie werk nie. Hoekom het ons uit Egipte uit weggetrek? Toe 'n bietjie uitdagend word, toe vertrou hulle nie God, maar hulle word oorweldig deur omstandighede. Hulle vergeet hoe God hulle gered het uit Egipte. Hulle vergeet dat hulle met God te doen het. Hulle gaan staan self sentraal. En dan sê hulle, ja, ons gaan dit nie maak nie. Natuurlik nie. Maar hulle vertrou nie God nie. Hoe vas is jy in jou verhouding met God? As die pop op die ven slaan, as volharding gevra word, terwyl vordering in die situasie nie gesien word, as die oplossing van die situasie nie duidelik is nie. Glo en vertrou ek en jy God. Is ons vertrou regtig op God, wat groter is as ons omstandighede? Is ons vertrou op God, wat groter is as ons gemaksone? Vertrou ek die Here as my herder, ook as ons deur die dal van doodskaduwee gaan? Of vertrou ek hom net, wanneer ons langs groen weivelde neerlê, waar die Here ons heen lei? En so sien ons, die volk vertrou nie. Hulle deins terug. En dan inderdaad trek hulle nie die beloofde land, hulle is gered uit Egipte, hulle het die beloofde land gekry, hulle is verseker van hulle verhouding, en tog deins hulle terug, en hulle trek nie op die ou en die beloofde land in nie. Hulle swerf 40 jaar in die woestyn, en die ongelowige geslag sterf uit. Almal bo 20 sterf, behalwe Josua en Caleb. Hulle omhels nie die verlossing nie, hulle omhels nie die verhouding wat God vir hulle gee. En tog, God bly koning, en hy bly getrou, en 40 jaar later staan die volk weer
by die rand van die beloofde land, met die volgende generasie. En weer word die wet herhaal, die verhouding met God word beklemtoon, die geskiedenis van genade en verlossing word vertel, soos wat vir ons opgeteken staan in Deuteronomium, die tweede wet, dis wat dit beteken. So voordat hulle na 40 jaar weer die land intrek, word al hierdie genade van God weer herhaal, want so moet hulle die grootheid van God opnuut besef. Hulle moet hoor van die reddingsdade van die Here. Ja, dit is dalk vir ons ook 'n vraag. Getuig ek en jy van God se reddingsdade vir ander mense en vir die volgende geslag? Getuig ons van God se groot werke in ons lewe. Ons moet praat oor God se verlossing en die groot dade in ons lewe. Want is daardeur dat hulle God leer ken en God vertrou ook vir die toekoms. As hulle van die dade van God vergeet, is dan wanneer mense afdwaal en verdwaal. Psalm 78 sê dit so, dat ons moet vertel vir die volgende geslag, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders gaan vertel. So sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. Wanneer die volk die beloofde land dan onder leiding van Josua intrek, dan is dit juis wat nie gebeur nie. Hulle ook dan selfs vertel hulle dit nie oor aan die volgende geslag nie. Elkeen, die Here lei hulle om die volke te oorwin, en elkeen kry sy plekkie, maar dan lees ons in Rigters 2, dat toe Josua se generasie gesterf het, het die volgende geslag nie meer die Here geken nie. Dit is nie meer oorvertel. Dit is nie oorgedra na die volgende geslag nie. So belangrik. En dan kry jy die rigtertydperk, waar elkeen maar eintlik gedoen het wat reg was in sy eie oë, en dat die Here net rigters opgerig het, om telkens weer die volk terug te bring. En dan kry ons hierdie siklus deur hierdie 300 jaar van verkeerde optrede, die Here tig en straf, die mense bekeer hulle, God gee oplossing, en mense beleef weer vrede, maar hulle dwaal weer af. Telkens hierdie siklus, omdat hulle nie God erken as hulle koning en onder sy heerskappy wil leef. En dan sê die volk, ja, maar ons wil ook soos die ander volke koning hê. Nou weer eens is eintlik, hulle staan onder die heerskappy van God as koning, en nou verwerp hulle as het ware die Here as koning, en dan wil 'n menslike koning hê. En ons sien dan ook, ons gaan nou volgende week sien, dat dit eintlik nie so goed uitdraai nie. Maar ja, God is steeds koning, en sy koningskap heers. En dan sien ons, dat hy steeds sy verbond sal nakom, en daarom, as ons gaan kyk na Dawid, dan sien ons dat die belofte word aan hom gegee, dat die koningskap sal voortduur, en ons weet, dat Christus uit die nageslag van Dawid gebore. Hy wat Christus dan, wat die onvolmaaktheid tot hom sal neem, en 'n volmaakte offer sal bring. God bly getrou. Daar is Dawid. En ons sal volgende sien hoe die ander konings eintlik nie so great was. Maar Dawid en die belofte wat die Here sê, maar uit jou nageslag sal die verlosser gebore word, en dit gebeur. En hy vat al hierdie onvolmaaktheid, ook ons onvolmaaktheid, op hom deur 'n volmaakte offer gegee. Heelheid, vrede, geborgenheid, verhouding, ons skepingsdoel vind ons nie in hierdie wêreld nie, maar in 'n persoon. In die persoon Jesus Christus. In hom vind ons ware lewe, en kan ons lewe, en kan ons oorloop in hierdie wêreld. Maar daarvan lees ons volgende week verder. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, U wat in Abraham nuut begin het. Ja, U wat telkens net weer begin met U genade en met U getrouheid. Here, ons wil eintlik net antwoord en sê, Here, hier is ons. Ons glo in U. Ons vertrou U as ons God en ons koning. U is nie net ons verlosser nie, maar U is ook ons koning wat ons lewe beheers, en ons wil gehoorsaam wees aan U. Here, lei ons deur die Gees om die volheid van die redding wat U vir ons gegee het, te omhels en daarin te leef, en dat ons nie sal terugdeins vir die reëse in ons lewe nie, maar dat ons U naam sal verheerlik, en U liefde sal laat oorloop na elkeen wat oor ons pad kom. Ons bid hierdie gebed alleen uit U genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid, die krag, die genade van die Heilige Gees, is en bly met u elkeen.
Amen.